Die Farmspace drukbewydingstoer moontlik gemaak deur King Price Insurance, Verback Voermil en Agricol. Farmspace, ons praat boer. Môre mense, my naam is Willem van Agricol. Ek is hier om net so 'n bietjie te praat oor die aangeplante weidings wat ons kan kry. Nou, daar is 'n paar duimreëls om dit nou so te stel as dit kom by aangeplante weiding. As ons kyk na die eerste punt daar, reënval, hy bly by altyd die bepalende faktor. Hulle sê vir elke 1 mm reën kan ongeveer 10 kg droë materiaal reënvoer geproduseer word. Vir elke 1 mm reën word daar 0 tot 0,25 kg stikstof benodig. Grondontledings is redelik baie belangrik. Ek sal later ook meer daarvan praat. Jou fosfate, jou kaliums moet reg wees in die grond. En ek dink die grootste probleem wat 'n ou deesdae kry met die meeste kliënte as hulle nuwe weidings probeer plant, is hulle vra altyd hoe moet hy geplant word. En ek sal sê, as 'n ou kyk na jou grond, moet jou grond fyn, ferm, gelyk en onkruidvry wees. Plantdiepte nie dieper as 10 mm nie. Ek was eendag by 'n kliënt gewees wat vir my gesê het, ek moet kyk sy saad kom nie lekker op nie. En ons het naderhand daar begin grou, ons kon die saad nie kry en toe sê hy vir my nee, hy weet hy het hulle geplant. Toe sê ek nee, ek stry nie, maar ons kry hulle net nie. Nou die meeste ouens wat ek met die aanbeveling maak van die saaidigtheid en van hoe hulle moet plant, sê ek as 'n ou ten minste so 40% van die saad nog bo op die grond sien, dan weet jy het hom op die regte diepte geplant. Somergewasse wat geskik is vir drukbeweiding. As 'n ou kyk na die meerjarige grasse, subtropiese grasmengsels, die mengsels wat ons aanbeveel nogal vir 'n redelike groot area in Suid-Afrika is die Mooireveer-mengsel en die Waterberg-mengsel. Eenjarige mengsels, sal ek sê, vat liewer ter 'n voersorghum, soetsorghum kruising, sorghum Sudan kruisings, babala en peelgewasse, sal ek sê, soet witblomklawer en Desmanthus progardus. Nou daai laaste een, daai Desmanthus progardus klink na 'n vriendelike vloekwoord, maar dis 'n nuwe ding wat ons uit Australië het gekry het. 70% van die beesboere daar gebruik hierdie Desmanthus omtrent alleen. Hulle meng hom met niks anders te nie. Dis 'n vreeslike hoe kan ek sê, ek wil nie amper sê hy word soos 'n vuil goed nie, maar by hulle raak hy so dig as die beeste hom nie vinnig genoeg opgevrik kry en laat hom brand. En dan as die eerste reën val, dan groei hy weer uit. Wintergewasse geskik vir drukbeweiding. As jy ou kyk na meerjarige goedjies, kan ons kyk na meerjarige raaigras, langswenggras wat ons nou as die swenggras mengsel het. Ek moet dan net by sê, as 'n ou kyk na die swenggras mengsel, dan moet hy 'n bietjie water hê. Hy vat nogal redelik baie water vir hy swenggras mengsel. Die raaigrasse vat ook redelik water. Ons weet ons plant hulle maar almal onder besporing. Eenjarige grasse, sal ek sê, vat 'n haver. Eenjarige raaigras, verkieslik maar 'n Westerwild. En dan het ons 'n dekgewas met die naam van AgriLife 2 wat nogal 'n groot komponent haver in het. Ek gaan hom ook nou 'n bietjie vinniger bespreek. Nou hoekom mengsels? Mengsels is makliker hanteerbaar. Ons bestryk die produk by ons wat nou plant baie makliker maak. Jou vloei is baie makliker deur jou planter. As jy hom uitstrooi, is dit baie makliker want hy het daai coating om hom wat hom bietjie swaarder maak, dat hy nie wegwaai en so aan nie. En die regte spesie in een sak is baie belangrik. Om juist daai allopatiese werking van verkeerende gewasse te voorkom. Jy het 'n tydvoordeel daaraan, want jy plant nou redelik baie vinniger, 5 verskillende mengsels, in verskillende, sal ek maar sê, ek kan nie vir jou sê al 5 mengsels op jou plaas gaan werk nie. Daar is 'n paar riglyne waarvolgens ons werk. En dan patenteregs, ek meen hierdie mengsels wat ons het is slegs beskikbaar by Agricol. Ek weet daar is ander ouens wat ons 'n bietjie weer kopie, maar ons het hierdie mengsel dan nou regtig begin saamstel en fyn uitgewerk. En van ons kant af kan ek dan wragtig sê ons doen ons moeite op mengsels om die goed eers te beproef voordat aan die kliënte bekendstel.
Die redes wat ons redelik in die veld kry oor mislukkings is te min aandag aan die saadwet voorbereiding soos ek nou genoem het. Jou grond moet dan redelik reg wees daarvoor. Swaar onkruid besmettings, foutiewe saai digtheid, partykeer probeer 'n ou so effens wegkom met om bietjie geld te bespaar, om so bietjie laer te plant as die aanbeveling, dan werk dit ook nie mooi nie. Verkeerde saai dieptes, soos ek ook nou genoem het, manne plant partykeer bietjie te diep. Ek weet ons probeer almal maar bietjie volg, ja, gewoonlik. Swak saadgehalte, ondoeltreffende enting van peelgewasse. Die peelgewasse gaan ek ook nou 'n bietjie meer hier innoem. Dit is, ja, ek sal nou weer daarby kom, ek net eers hierdie punte deurgaan. Verkeerde of ongebalanseerde samestellings of te min opgaring van vog. God, daai. Right, die mengsels waarvan ek gepraat het, ons het 5 mengsels waarvoor ons nogal redelik baie naam voor het. Die mees bekendste een wat ons het is die Mooirivier mengsel. Hy bestaan uit Smits, Rhodes en Klein Buffel. Nou vra almal altyd vir ons, ja, maar hoekom sit ons 3 soorte grasse in 'n mengsel? Ek kry kliënte wat vir my sê, weet jy wat, Smitsvinger is die wonderlikste ding nagesnyde brood. Jy moet hom net eers opkry. Dan het ek 'n ou wat vir my sê die eerste seisoen was die Smitsvinger eerste dag gewees. Kry ek 'n ou wat vir my sê 2 seisoene later, weet jy wat, die Smitsvinger het nog nie opgekom nie. Toe het ons besluit, right, kom ons probeer 'n ander plan. Ons vat die Rhodes en die Klein Buffel. Al twee is redelike aggressiewe groeiers. Hulle gaan nou eers opkom daar by jou. Hulle keer hom so 'n bietjie vir die vuil goed druk vir die Smits. Hom nou redelik kans gee dat hy sy voete kan vind. En ek sal sê na omtrent seker so 3-4 jaar dan druk die Smitsvinger die Rhodes en die Klein Buffel nou heeltemal uit. Dan is jy omtrent met 'n 80% net skoon Smitsvinger aanplanting. Die potsmengsel wat ons het is net 'n gewone Smits en 'n Rhodes. Waterberg mengsel wat ons het is die Smits, Rhodes en die Witbuffel. Ek probeer altyd vir die ouens dit verduidelik dat ons op die Waterberg mengsel verkieslik vra as jy in 'n area bly wat 550 mm reën en meer kry, plant eerder die Waterberg mengsel in plaas van die Mooirivier mengsel. Die Kalahari mengsel, dis nou maar een van die ou kamele daai, Blou Buffel en Borseltjie. En dan is 'n Bosveld mengsel. Die mengsel het eintlik ontstaan daar in Kimberley omgewing. Daai ouens het gesê dit gaan baie rof daar by hulle. Hulle moet omtrent alles in een pakket hê om gras op te kry op die einde van die dag. En toe het ons besluit om die mengsel vir hulle ook te maak. Maar ek meen ek het kliënte by Dillerywil en daar by Dirkies Rus aan kan stel wat hom ook plant. Hy het Blou Buffel, Borseltjie, Smits, Rhodes, Pik 8 wat Witbuffel is en Klein Buffel ook in. Daar's net soos hy lyk op ons Z-folder soos ons dit noem, hierdie boekies wat ons uitgee, die Smitsvinger, die Roudgras en die Klein Buffel. Mooirivier mengsel. Al 3 komponente is maagdelike grasse. Dis soetgrasse, meerjarige grasse en met baie goeie verteerbare eienskappe. Die 3 spesies komplementeer mekaar. Die Rhodes en die Klein Buffel soos ek gesê het, vestig vinniger en gee dan kans op die einde van die dag vir die Smitsvinger om sy voete te vind en dan op sy tyd te kan vestig. En hy is eintlik maar geskik vir die meeste grondtipes. Bestuur is ook vir die mengsel eintlik maar soos normale Smitsvinger praktyke. Saaidigtheid in rytjies geplant, is aanbevelings vir 8 tot 10 kg per hektaar. Breedwerpig as ou nou wil uitstrooi, so 15 tot 18 kg per hektaar. Ons weet mos maar jy verloor maar redelik, nie sê jy verloor baie nie, maar baie van die saadjies gaan eintlik maar verlore as 'n ou probeer uitsaai. Baie van hulle val maar bo op die grond. En ja, partykeer is daar 'n voeltjie of 2 wat ook 'n happie vat of 3 dae so. Planttyd normaalweg Oktober tot Februarie. Ek sê ook altyd 'n ouend maar kyk wanneer is jou reën die mees konstantste. Dis maar eintlik maar die beste planttyd wat 'n ou daar het. Nie 'n ou deesdae 'n goeie patroon kry op die reën nie. Die Waterberg mengsel waarvan ek nou gepraat het, dis die Smitsvinger, die Roudgras en die Witbuffel. Die Waterberg mengsel, voordele van die mengsel is hy's redelik wyd aanpasbaar ook vir omtrent enige grondtipe. Vinnige vestiging sluit in met die Witbuffel en die Roudsgras. Kan soveel soos 10 tot 20 ton droommateriaal produseer onder gunstige omstandighede. Hy is geskik vir bees en wildweiding.
Ek het nogal nou die afgelope tyd daar aan Dwaalboom omgewing redelik baie van die mengsel verkoop. Die manne geniet hom nogal vreeslik baie daar in die turwe. Sy digtheid is dieselfde soos Mooirivier mengsel 8 tot 10 kg per hektaar en breedwerpig is ook so 15 tot 18 kg per hektaar. Net of julle idee te gee, hierdie was 2013, ongelukkig nou 'n bietjie ou skyfie. Maar ek weet vir julle wys wat kan Waterberg mengsel doen. Hierdie is meer daarna Britse omgewing. Die land was mooi voorberei gewees. Die ou het nog regtig baie moeite ingesit daar om die land vir ons mooi reg te kry. Baie klip uitgehaal, baie boom uitgehaal. En ja, 21 Februarie 2014 toe lyk dit so. Als het nogal mooi reg uitgewerk daar vir hom. Die laaste foto wat ek van hierdie aanplanting gekry het, hy het een van hierdie geiterkarretjies van John Deere. Ons weet hy staan lekker hoog, dus daai gras nou al verby daai geiter se dak. Hy het hulle jy spesifiek aangeplant net om te sny en te baal, hy het hulle glad nie laat bewy nie. So vir die doel wat hy het voor gebruik het, werk het 100%. Daai Progrardus des Mantes waarvan ek nou gepraat het, daar is hy heel regs. As foto's bietjie groter van hom. Maar ja, dis hoe hy lyk. Hy lyk amper 'n klein doringboompie as hy opkom, maar hy is redelik baie smaaklik. Die diere is nogal redelik mal oor hom. En soos ek sê, in Australië en daai plekke doen hy baie goed. Dis hoekom ons hom ingebring het hier ook vir 'n mengsel, want hy is juis op heel gewas. Daai daarbo is net Melalotus alba. Ons almal ken hom. As ek dalk nog net van 'n gestaaltjie kan vertel, ek het 'n kliënt daar by Dirkies Rus, Pieter de Bruin. Hy doen vir ons saadproduksies op agrobone. En ek het Pieter leer ken, toe doen hy net beeste. Hy het net beeste gehad op sy plaas. Hy is nou so 'n bietjie meer in die agrobou in. En hy het vir my gesê, Willem, die beste wat ek my gras elke jaar kan kry, is ek plant my gras, ek gee hulle nooit kunsmis nie. Ek plant akkerbone tussen my gras in. Hy het sy gras gevestig in rytjies en hy plant elke jaar tussen sy gras plant hy akkerbone in. Hy sê vir my dit wat die beeste nie opgevreet kry nie, kom hy met 'n snyer in. Hy sny hulle, hy gooi hulle windry en hy baal hulle. Hy sê jy sal nogal verbaas wees wat so groot verskil daai peelgewas maak tussen die rytjies. Jy kry 'n mengsel by ons wat die Melalotus alba en die Progrardus mantis in 'n 10 kg sak wat jy dan by jou mengsels kan voeg. Jy gooi so 5 kg per hektaar. En ja, soos ek gesê het, jy gooi daai sak net saam met 'n Mooirivier of saam met 'n Waterberg mengsel. Net so vinnig, ekskuus, ek weet dis nou drukbewydings, maar net om julle idee te gee oor die voersorgums. Baie ouens sê vir my, ja, maar ek soek vinnig kos. Ek soek ietsie wat ek die beeste kan laat injag, klaar kry en verby kry. Die meeste van my kliënte waarmee ek werk, probeer maar altyd laat 'n bietjie oor lê. Daar's by aanbevelings sal ek sê, dit sal 'n voersorgum wees. Ons het 'n baie aggressiewe groeier met die naam van Super Sweet 2, dis 'n soetsorgum kruising. Laadblom tipe, hy soos ek gesê het, hy's 'n baie aggressiewe groeier, jy het lekker vinnige hergroei op hom. Jy kan hom bewy of sny van 1.2 tot 1.5 meter af. En ja, sy saaidigtheid is 5 tot 10 kg Oktober tot Januarie. As jy wil kyk of jy wil kuilvoer maak, kan jy ook kyk na ons Honey Max of ons Honey Green reeks. Dis ook 'n soetsorgum kruising, ultra laadblom tipe. Hy is fotoperiode sensitief. Soos ek gesê het, hy is redelik goed, of hy is eintlik op ons pakket wat kuilvoer aanbetref, is hy amper die beste. Hy's ook uiters baie smaaklik. Hy het ook goeie hergroei, maar hy het nie die hergroei wat Super Sweet het nie. Dis hoekom ek altyd vir die kliënte altyd die vraag vra, wil jy wy of wil jy kuilvoer sny? As ek kom by kuilvoer, dan gee ek vir die Honey Max of die Honey Green. As dit gaan oor bewyding, gee ek vir die Super Sweet. Ek het kliënte wat jy's op die Super Sweet om 2 keer deur die seisoen laat bewy en dan los hom dat hy vir die 3de keer uitgroei en dan staan hy vir staande hoe in die winter. Net om julle idee te gee, daar's Honey Green, dis iemand ek nou van gepraat het van die kuilvoer. Hy staan nogal 'n land vol. Hy het nog redelik lekker hoë lengte en hy kry goeie volumes uit hom uit. Daar's net om die vergelyking te maak tussen die ultra laat tipe en die laat tipe. Daar's die Super Sweet, soos julle sien is die Super Sweet nou al voor die Honey Green klaar in saad. En die Honey Green sal daarvan af definitief amper nog 'n meter bo daai Super Sweet nog uitgroei.
Nog 'n voersorger wat ons het is Agflash of Niagara. Nou sy naam doen hom nou eintlik meer regte daaraan Agflash. Hy's baie vinnig. Hy is net so goed vir herhaalde bewyding. Baie sterk hergroei. Jy kan hom al bewy van 'n meter af. Hy het 'n lekker breë blaarskyf. Hy droog stadiger af. Sade per kilogram met 30 tot 40.000 en jy plant hom 12 tot 20 kilogram op 'n hektaar. Sy aanplanting is ook Oktober tot Januarie. Net so vinnig 'n bietjie snyproefdata op aanvullende besproeiing op ons proefplaas hier buitekant Potch. Die eerste snit was 8 weke na 'n plant gewees. Daar het Super Sweet. Daai donker streepie is nat materiaal. Die rooi streepie is die droë materiaal. Dit was eerste snit 8 weke na 'n plant gewees. Daar is die tweede snit 16 weke na 'n plant gewees. En as 'n ou kyk na die breër prentjie, die totaal van die twee snitte, kom 'n ou dan op die Super Sweet uit. Soos ek gesê het op aanvullende besproeiing kom 'n ou dan so op 86 ton uit. Nat materiaal. So ja, soos ek gesê het, hulle werk albei regtig baie goed vir bewydings. So ek vinnig gaan praat van die wintergewasse. Ons het 3 tipe hawers. Lente tipe Palinap of Danart, intermediêre tipe Oeverberg en dan 'n regte wintertipe Magnifico. Dan 'n ding wat ook deesdae baie wegspring uit die blokke uit is dekgewas mengsels. Die AgriLife mengsel wat ek vroeër van genoem het is AgriLife 2 is ons wintergewasse. Groot komponent van hierdie mengsel is haver. Hy doen regtig baie goed. Ek het verskriklik baie kliënte wat hom al in die winter plant. Ek weet volg by ons speel maar altyd 'n groot faktor want ons kry nie baie reën in die winter nie. Maar regtig, ek hierdie mengsels sal ek aanbeveel. Ons het 'n somerweiding ook AgriLife 12 wat net so goed werk, maar vir die winter definitief die AgriLife 2 mengsel. Sy planttyd is van Februarie tot einde Mei, so ons is nou lekker in sy peak planttyd. En soos ek gesê het, sy komponente binne kan die mengsel is haver, stoelrog, radyse en wywieke. Hy het wel twee tipe radyse in, hy het ripperradys in en Japaneese radys. En dis die eind van my prent.